Ons tema vandag is Hoëpriester. Ons lees Hebreërs 4 vers 14 tot 5 vers 10. Jy sal onthou dat ons in die vorige dagstukkie gepraat het oor die donker kant van my lewe. Die id, die dier, die vark. Nie een van ons wil so wees nie. En ek wil bitter graag daardie donker ek wegvens. Maar hoe? Ek kan die probleem op verskillende maniere hanteer. Ek kan bloot ontken dat ek 'n probleem het. As ek natuurlik erken dat ek 'n swakheid het, is my selfbeeld, my image daarmee heen. Dus klink ontkenning na 'n baie goeie opsie. So sal ek egter nooit geestelik kan groei nie. Maar erger nog, is die feit dat ek hierdeur nie alleen vir myself en die mense om my lieg nie, maar ook vir die Here. Ontkenning is dus glad nie 'n opsie nie. 'n Ander alternatief is dat ek myself straf op die een of ander manier. Ja, inderdaad, doen baie mense dit. In Suid-Amerika gaan mense so ver as om hulle self te gesel en self te laat kruisig. Ek kan myself eintlik baie makliker straf as dit, deur bloot met 'n skuldige gewete rond te loop. Maar al wat dit my gee, is 'n lae selfbeeld, en boonop verhoog dit my stresvlakke en my bloeddruk. Ek kan natuurlik ook probeer om self te betaal vir die gevolge van my skewe, duister lewe. In die ou tyd het die Hoëpriester dit namens die mense gedoen. Hy was natuurlik ook maar 'n gewone mens en sy taak was om namens jou by God in te tree. Omdat hy self 'n mens was, iemand met sy eie swakhede, het hy medelee gehad met die mense vir wie hy moes intree. Hy moes offers bring vir die mense se sondes, maar ook vir sy eie sondes. Hierdie stelsel het baie nadele gehad, want die menslike onvolmaaktheid het pynlik soos 'n seer duim uitgestaan. Ja, selfs 'n Hoëpriester het ook maar sy skadukant, die boesemsondes waarvan slegs hy en natuurlik God weet. Dit het duidelik uitgekom in die verhoor van Jesus, toe die Hoëpriester en ander kerkleiers selfs vals getuienis teen hom ingebring het om Jesus te probeer skuldig vind. Van liefde was hier absoluut geen sprake nie. Nou, waar lê die antwoord dan? Is daar enige alternatief wat kan werk? Die enigste antwoord lê by Jesus. Hy het alles volmaak kon maak. As die Hoëpriester by uitstek, is hy persoonlik deur die Vader benoem. Nie een ander Hoëpriester het ooit die voorreg gehad om met 'n stem uit die hemel, die stem van God self, georden te word nie. Dit was egter nie al nie. Anders as die aardse Hoëpriesters, soos Kajafas, het hy nooit enige sonde gehad nie. Was Jesus ooit met sonde gekonfronteer? Inderdaad. Kort na Jesus se doop spandeer hy 40 dae in die woestyn as voorbereiding vir sy taak. Daar het die duiwel op allerlei maniere probeer om hom te verlei om te sondig. Jesus het egter deur die ergste verleiding steeds staande gebly en nooit ooit gesondig nie. Boonop kan hy homself volkome met ons probleme vereenselwig, want hy was ook eens 'n mens met al die menslike probleme, selfs versoekings. Ons sondes word vandag dus deur die enigste sondelose Hoëpriester hanteer. 'n Hoëpriester wat empatie het met ons gewone mense. Die priesters van ouds moes na die allerheiligste van die tempel gaan om in te tree vir die mense se sondes.
want dit is daar waar God was. Omdat Jesus self God is, hoef hy nie in die allerheiligste te gaan, soos ander priesters nie. Hy het immers direkte toegang tot die hemel. Om die waarheid te sê, was dit juis Jesus, die engel van God, wat destyds vir Moses in die tent van samekoms ontmoet het, wanneer Moses vir die volk moes intree by God. Waar die ou orde slegs die Israeliete kon betrek, het almal vandag toegang tot hom. Jesus se persoonlike opdrag was dat die evangelie na al die nasies toe uitgedra moes word. Jesus is ook nie aangestel uit die tydelike priesterorde van Aaron soos van ouds nie, maar die ewige priesterorde van Melchisedek. Ons lees daarvan in Genesis 14 vers 18 tot 20. Dis 'n tydlose goddelike orde. Hoe tydloos dit is, gaan ons nietige verstandjies totaal te bowe. Hy was alreeds voor die skepping en hy is steeds, hoe lank dit ook al mag wees. In die ou tyd het mense betaal vir hulle skuldvergifnis. Jesus het egter gekom en nou self die prys ten volle betaal met sy offer op Golgotha. Dit beteken dat ek en jy nou onder 'n verpligting staan teenoor Jesus om 'n lewe van dankbaarheid te lei. Dit beteken nie dat ons nog moet betaal nie, maar alleen dat ek my beste vir Jesus sal gee uit eie vrye wil, omdat ek daarmee dankie wil sê. Ons bring vandag al ons laste en sondes na Jesus, ook daardie duistere skadu-sondes waarvan ons nooit vir enige iemand iets durf sê nie. Hy sal verstaan, hy is bereid om dit totaal en al te vergewe en daarvan te vergeet. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U die hoëpriester in my lewe is en dat U nie alleen betaal het vir my sondes nie, maar dat U ook vir my intree by God, sodat ek volkome kwytskelding van al my skuld het. Amen.